Ek wil vanaand eintlik gehad het ons by mekaar sit. Ek gaan nou nie preek nie, ek wil my hart met u deel. Ek wil jy moet saam met my blaai. Ek wil dit in die begin sê, ek vra vir niks om verskoning wat ek gaan sê nie. Ek gaan vir u die woord wys. Ek is nie hier vanaand om een of ander siening te verdedig nie, glad nie. My hoofdoel is om vir die gemeente te leer wat sê God se woord, want baie keer dan is dit 'n Jesus plus evangelie. Ek hou nie van 'n Jesus plus evangelie nie. As daar 'n plus moes bygekom het, dan was Petrus by saam met Jesus kruisig of ander wat dan hom moes gehelp het, maar hy het alleen hierdie saligheid vir ons moontlik gemaak. So die saligheid, die redding gaan oor die bloed van Jesus. Nou kom ons baie keer ons sit al hierdie ander mengsels by en dan kom ons nie by die produk uit nie. So wat sê die Bybel? Let mooi op wat ek vanaand vir u gaan leer. Nie wat sê die kerk daaroor nie, of wat sê Johan Botma daaroor nie, maar wat sê die Bybel oor, ek moes eintlik daar gesit, die taalkwessie, nie. En wat sê die Bybel regtig oor die spreek van, om in tale te spreek? Nou, ons gaan nou lees uit Handelinge 2 uit. Nou, ek wil nou vir u sê in die begin, en voordat jy nou soontoe blaai, kyk gou vir my, ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Die tale waarvan ons lees in die boek Handelinge, nou ek gaan 'n hele reeks bring, so ek het vanmôre vir u gesê, ek gaan vanaand dit begin aanraak. Want ek wil nou vir die sekere skrifgedeeltes wat so lief is om gebruik te word, mooi elkeen verduidelik. So ek gaan vanaand vir u die inleiding gee, en dan, dis nou vanaand ons laaste Sondag aand, en dan begin die vakansie, Bybelskool in die vakansie, so ons het nie in die vakansie ons aanddienste nie, as die skole begin. Dan gaan ek aan met hierdie in die aande, want hierdie is 'n geweldige groot en 'n wye onderwerp. Nou, ek wil net hê jy moet dit mooi verstaan, die tale waarvan ons lees in die boek Handelinge, verskil van die tale waarvan ons lees in 1 Korintiërs 12 tot en met 14, dis twee verskillende onderwerpe. En nou het die kerk so deur mekaar geraak, en nou wil ons hierdie twee meng. Jy kan nie die twee meng nie. Nou ek gaan vanaand vir die klein woordjies wys uit die Bybel uit, en ek bid dat die Heilige Gees dit vir u sal oopbreek. So Handelinge se tale is bekende, egte, bestaande. Ek gaan dit nou vanaand vir u wys. Wat sê die slim mense wat nou die vertaling gedoen het en wat daai dag gebeur het? Die boek Handelinge gaan oor die Jode. As jy dit nou mooi gaan lees, doen dit in jou stilte tyd, begin die boek Handelinge lees. Onthou, Jesus het 'n belofte gemaak. Hy het in Handelinge 1 vers 8 gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria en aan die uiterstes van die aarde. Jy sal my getuie wees. Dis waaroor dit gaan. Nou is die Heilige Gees uitgestort, Handelinge 2, en nou is Petrus aan die woord, en let nou baie mooi op. Hy praat heel eerstens met die Jode. As jy die boek Handelinge lees, gaan jy 3 hoofstukke vind waar daar die taalkwessie voorkom, as ek nou sê taalkwessie, waar jy gaan lees, en daar is 'n spreek in tale, jy gaan dit nou mooi hoor, en jy gaan dit duidelik sien, wat sê die boek Handelinge. So die eerste 3 kere, hoofstukke wat jy lees, tot en met hoofstuk 9, het net te doen met Jode. Onthou, dit was die Jode wat Jesus verwerp het. En daar is 'n wonderlike belofte wat gemaak is, en ek gaan dit nog vir jou leer, wat al in Jesaja gemaak is, dat dit sal plaasvind. So dit het gegaan dat die Jode bereik moet word. Hoor wat sê Johannes 1 vers 11, hy het na sy eie mense toegekom, en sy eie mense wou hom nie aanneem nie. Daar sê vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. So wat sê Handelinge 1, maar julle sal my getuies wees, waarin? Jerusalem. Nou ek gaan dit vanaand nou vir jou wys, nou wil ek dit nie voorspring nie, my boodskap vooruitspring nie, maar hoor gemooi. Wie was die mense wat die tale ontvang het? Dit was net hulle wat bo in die hoofvertrek was. Dit was die 11 wat bo was, en Matteus, sê maar die 12, die een wat nou bygekom. Net hulle wat in die boventrek was, wat op die Heilige Gees gewag het. Hulle het gegaan, toe kom, nadat hulle vervul is met die Heilige Gees, toe vertel Petrus vir hulle, wat nou, julle het hom gekruisig, hy praat met die Jode. Eers van hoofstuk 10 af, in Jerusalem, en elke keer wanneer daai taal gebruik was dit gekoppel aan die evangelie,
die verspreiding van die evangelie, en van hoofstuk 10 af, toe gaan dit, die Jode het gedink, hulle is die uitverkore volk, soos die Israelvisie, hulle dink, hulle is nou net die uitverkore volk, nee? Jy ken ons nou die dwaling ook van die Israelvisie. Jode, toe moes die evangelie verder gaan, na Jerusalem, na Samaria, toe word, lees ons weer, ewe skielik begin dit met die heidene, om hulle te bereik. Ek gaan jou die teksverse wys. So ek gaan nou vir jou twee teksverse, twee gedeeltes lees. Die belangrikste, en ek het baie op my hart om vanaand vir jou te deel, en ek weet ek gaan nie deurkom nie, maar ek wil dit vir jy moet nou weet. Ek vra altyd vir my, wat is die doel van alles? Het jy geweet, die Bybel sê uitdruklik, wat is die doel van die spreek van tale? Het jy dit geweet? Ons moet gaan kyk, wat sê die Bybel? Blaai saam met my na Handelinge toe. Handelinge, en dan gaan jy dit baie mooi, hoor my aan, 1 Korintiërs. In 1 Korintiërs 14. Ek gaan nou nie vanaand baie by Korintiërs se tale uitkom nie, maar ek wil net vir jou nou al, laat jy duidelikheid moet kry oor die doel van tale. Taal het niks met geestelikheid te doen nie. Dit het totaal en al niks te doen met hoe geestelik ek is, of, jy moet nou mooi hoor, ek gaan daarmee begin, of dat dit enigstens 'n bewys is, dat jy geesvervuld is nie. Daar bestaan nie. Jy moet onderskeid tref tussen die gawe, die vrug, en 'n talent. Jy moet duidelik onderskei. So, om te wys dat jy geesvervuld is, dis die vrug. Dis die werk van die Heilige, dis vrug. Die gawe het niks te doen, dat jy nou bewys is dat jy vervul is. Maar hoor gou mooi, staan hierdie vers ook in jou Bybel. In 1 Korintiërs 14, en jy blaai saam met my na vers 21. En hierdie belofte is al in Jesaja 28 gemaak. Jesaja het dit al geprofeteer. Wat sal gebeur? Hoor nou mooi. Hy sê in die wet is geskrywe, as jy daar 1 Korintiërs 14, dit gaan oor die doel, dis die enigste, direkte, spesifieke en God gegewe rede, hoor mooi wat ek vir u sê, kan ek my herhaal, dit is die enigste, direkte, spesifieke, God gegewe rede vir die doel van tale. Jy skryf in jou Bybel, merk hom so langs, doel van tale. As iemand met jou praat, dan sê jy, maar kyk wat sê die Bybel. Hoor gou mooi. Vers 21 van 1 Korintiërs 14. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek. Hy praat nou oor met die Jode, hy verwys daarna. En ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Hoor nou mooi. Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie. Wat beteken gelowiges? Nie hierdie wat vandag in die kerk, ons is almal gelowiges nie. Dit beteken kinders van die Here, bloedgewas is. Die tale is dus nie 'n teken vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Hoekom? Om hulle te bereik vir Jesus. Jy gaan dit in die hele boek Handelinge sien. So die doel van taal is nie vir gelowiges om te sê hoe geestelik ek is, nou is ek geesvervuld en hoe heilig is ek. Nee, 1000-maal nee. Jy sien, dis wat die kerk nou die fout maak om dit vir mense te sê en te leer. Nou wat soek mense? Hulle soek nou hierna nee. As 'n bewys, as 'n teken. Die teken, die gawe is 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Hoekom? Maar julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria, om hulle vir Jesus te bereik. Die grootste wonderwerk, en ek gaan dit nou vir jou lees, is in Handelinge 2. Ek wil eers duidelikheid hê, dat jy duidelikheid kry oor Handelinge 2, voordat ek Korintiërs tale vat. En ek gaan sekere dinge sê, waarvan u miskien nie gaan hou nie, maar dit is wat die Bybel sê. En ek sê dit weer, dat tale het niks te doen met geestelike volwassenheid of iets nie. Of om te sê, dit is die werk
Ja, wag, ek gaan daarby kom. Hoor wat sê Handelinge 2. Hulle is nou daar in die bovertrek gewees. Hulle 10 dae was die disippels daar bo in die bovertrek. Jesus het gesê in Lukas 24 vers 48, julle moet in Jerusalem bly. Julle moet daar bly dat die belofte van die Vader waar kan word. Wat was die belofte? Die Vader het die belofte gemaak omtrent die Heilige Gees en hulle het gebid daar 10 dae het hulle gewag op die uitstorting van die Heilige Gees. Hoor nou hoofstuk 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Kyk, hier's nou 4 dinge wat hier beskryf word. Baie interessant. Ek wil hê jy gaan dit sien op die bord ook. Ek wil net vir u sê, jy gaan nou 4 dinge beskryf word. Interessant, op ander plekke waar daar gespraat word, waar daar verwys word na die sprekende tale, was hierdie 4 dinge nie teenwoordig nie. Baie interessant dat in Korintiërs se tale moes daar 'n tolk gewees het. Let mooi op, hier was nie 'n tolk nodig nie. Sê dit nie al reeds vir iets nie. So dis duidelik dat daar 2 verskillende tale is waarna die Bybel verwys. 4 dinge en daar kom, hier is nommer 1, skielik uit die hemel 'n geluid soos. Wat beteken soos? Soos beteken 'n vergelyking. Hulle was daar en daar kom 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge nommer 2 gesien van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Hoor nou mooi hierso. Nou ry mense hierdie teks, hulle ry om bloot, hulle ry om moeg, hulle ry om hol. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Omkring die woordjie vervul, ek wil vanaand vir ietsie wys. Nou sê mense, ja, maar dis die teken dat jy vervul is met die Heilige Gees. Toe is almal vervul met die Heilige Gees en hoor nou mooi en hulle begin spreek in ander tale. So baie interessant wat hierdie vers sê. Soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war. Want hoor nou mooi, onderstreep hierdie vers ook. Hulle is vervul en hulle het tale gepraat. Hoor wat sê die C-gedeelte van hierdie vers? Want elkeen het gehoor hoe hulle in omkring hierdie woord hulle eie taal gespreek het. Hulle het saam gedrom. Onthou Jode het nou gekom, hulle het na die Pinksterfees toe gekom. Hulle het van alle kante af gekom. So as jy nou net in Suid-Afrika vat, mense het uit die Kaap uit gekom, mense het Johannesburg uit gekom, mense het uit Bloemfontein, hulle het almal gekom vir die Pinksterfees. En hier staan, die Bybel sê hulle het nie verstaan wat nou aangaan nie. Met die uitstorting, en ewe skielik toe begin Petrus praat, en hulle hoor dit, en hulle, kan ek hierdie woorde gebruik, in hulle geboortetaal. Hulle verstaan in die taal waarin hulle groot geword het. Dis wat die Bybel hier sê. Dan het in jou Bybel ook so eie taal. En hulle was almal verbaas. 'n Verbasing. Hoe is dit moontlik? Hierdie man praat, ek verstaan nie sy hoor nou hierdie taal is 'n dialek. Ek wil dit sommer klaar vir jou verduidelik, 'n dialek is hy voldoen aan al die kenmerke waaraan 'n taal moet voldoen. So 'n taal kan nie sommer net 'n taal wees nie. Daar is sekere kenmerke waaraan daai taal moet voldoen, aan daai dialek. So eie taal, hulle was verbaas. Wie praat hierdie man en ek hoor dit in my eie taal praat, hulle was verbaas. Hoe is dit moontlik? Hoor mooi, Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, is een van die grootste wonderwerke wat plaasgevind het. Hoor nou mooi, terwille, wat hoor hulle? Hulle was verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Wat sê hy? Almal wat hier is Jode. Hoe is dit moontlik? Ons hoor hulle in ons eie taal. Hulle was verbaas oor dit wat hier gebeur. Nou gaan tel maar. En hoe hoor ons? Hulle elkeen in ons taal waarin ons gebore is.
sê vers 8. Nou gaan tel 19 verskillende dialekte, mense, groepe, 19 verskillende groepe was daar die dag teenwoordig. Dialekte, van hoofstuk vers 9 en vers 10, jy kan dit gaan lees. 19 groepe. Hoor nou mooi vers 11. Waaraan word hierdie taal gekoppel? Waaroor het hierdie taal gegaan? Wat was die inhoud van hierdie taal? Ons hoor hulle in ons eie taal. Oor wat doen? Oor die groot dade van God spreek. Waaroor gaan tale vandag? Sê gou vir my, as ons nou 'n oop bespreking moet hê vanaand, waaroor gaan tale vandag in die kerk? Die Here sê, ek moet dit sê. Het jy al gehoor, as die Here sê, hy het nog nooit iemand berus en gesê, hoor gou mooi, dit wat jy doen, jy's met 'n ander man se vrou besig, of jy doen dit, dis altyd hierdie mooi dinge, nee. Altyd hierdie mooi, wonderlike ding. Hoe hoor ons hulle praat oor die groot wel, die Here het my siel gered. Petrus staan, hy sê, ek het Jesus verloon. Ek wil net vir julle vertel, gaan lees nou daarvan vers 12 af, van hoofstuk 2 van vers 14 af. Hy praat met die Joodse raad, hy vertel, hy sê later, julle het hom gekruisig. Hy praat oor die groot weldade. Elke keer, hoor nou mooi, gaan dit vanaand vir jou nou op die bord wys, elke keer as daar gepraat word in 'n taal, het hulle gepraat oor die groot dade van God. Kan ek dit vir jou wys? Om tale reg te verstaan, moet ons eers begin vanaand by die gawes. Wat is die gawes? Wat word daar bedoel? En ek sê vir jou, daar's 'n verskil tussen die gawes van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees. Moenie daai twee meng nie. Dis twee aparte dinge. Die gawes, hoor mooi wat ek vanaand vir jou gaan sê, word deur die Heilige Gees uitgedeel soos hy wil. Ek gaan vir jou die vers gee. En wanneer hy wil. Ek wil amper sê, jy sal nie eens weet jy daai gawe nie, want hy gaan jou in daai oomblik, gaan hy vir jou in staat stel, as ek nou vir iemand moet bid, wat genesing nodig het, en die Here lê dit op my hart, hy sê, bid vir hierdie persoon. Ek kan nie sê, hoor die Here, ek het nou nie die gawe van genesing nie. Die Here, ek hoor die stem en sê, bid. Nou bid ek vir daai persoon. En of hy genees word, en of hy nie genees word nie, ek sal nie weet nie. Dis die Here se werk, ek moes net gehoorsaam wees. So ek kan nie sê, ek het die gawe van genesing, hoor gemooi, dit werk nie so nie. So die vrug van die Heilige Gees is nadat ek my lewe vir die Here gegee het, en die Here my rein hart kom gegee het, en vervul het met die Heilige Gees, dan sal ek die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees kom in Galasiërs 5 vers 22 tot 24 voor, want die vrug van die Gees is liefde, soos 'n lemoen. Elke keer as ek na 'n lemoen kyk, dan dink ek aan Galasiërs 5, met al daai segmente, die vrug van die Gees is liefde, en uit liefde uit elke ou skyfie wat daar is. Dis twee verskillende dinge. Ons vind net op 4 plekke in die hele Nuwe Testament waar daar 'n lys van gawes gegee word. En jy moet nou mooi oplet wat ek vir jou sê. Jy kan my maar gaan opcheck by die huis. 4 plekke in die Nuwe Testament. Daar is hy waar die lys genoem word, Romeine, in Korintiërs en in Efesiërs. Gaan jy 'n lys vind van die gawes. Petrus noem dit ook, maar dis asof Petrus van daardie oorvleuel. Maak nou nie saak nie, maar hy noem die gawes kom daar voor, en daar is ongeveer 20 genadegawes wat daar genoem word. Nou wil ek dit vir jou sê, interessant, baie interessant, die spreek van tale, van ander tale, kom hier by die 20ste voor, hy word elke keer, word hy heel onder aan die lys gemaak, en ons maak dit nommer 1. Wat beteken dit as dit onder aan die lys is? Minder belangrik, is dit nie so nie? Paulus sê in 1 Korintiërs, hy sê, kom ek wys vir julle 'n ander weg, 'n beter weg, as net hierdie tale sê vir die gemeente, nee. So ek gaan jou nou net feite gee. So daar's 20, daar's 4 plekke, jy moet dit onthou, en daar's 20 genadegawes, 'n verskeidenheid in daardie 4, gaan jy 20 verskillende gawes dan gaan jy dan tel. Hoor nou mooi, wat sê 1 Korintiërs 12 vers 11, hy sê,
Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, die Heilige Gees, wat elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou wil ek net hier vir jou sê. Verstaan dit as ek vir jou sê, hoe hou jy 'n seminaar hoe om in tale te praat? Hoe leer jy dit aan om in 'n taal? As die Bybel sê hy gee, wie gee? Die Heilige Gees gee soos hy wil en aan wie hy wil vir daardie spesifieke geleentheid. Kom ons hou 'n seminaar, ek leer jou om taal te praat. En ek vir jou sê, hoe word jy geleer? Jy leer 'n paar woorde. Jy maak jou oop. Jy herhaal net daai woorde, hoor gemooi, die oomblik as jy jou oop maak, is dit verby. So die Heilige Gees gee afsonderlik. Hy deel uit. Ek gee, Johan, ek gee jou hierheen, Dappie, ek gee vir jou daarheen, Dawie, ek gee vir jou daarheen. Hy gee, hy deel uit. Wonderlik om dit te weet, as jy dit snap. Kyk mooi wat sê hierdie vers, wie gee dit uit? Die Heilige Gees. Is dit nie wonderlik nie? Hy gee, so of ek dit nou vanaand het of nie, het niks met my geestelike lewe uit te waai, dat ek minder volwasse is geestelik, of dat ek nie vervul is met hy doen dit, en ek gaan nou vir jou wys waarvoor die gawes gegee was. 'n Gawe kan nie aangeleer word nie. Daar kan nie 'n kursus wees of 'n seminaar gehou word en sê, kom, ek gaan vir jou leer hoe om 'n taal te praat nie. Daar bestaan nie so iets, want die Heilige Gees, hoor nou mooi, ons leef in 'n tyd waar die gawe, verduidelik nou vanaand die spreek in tale, daai ene groter geword het. Hoor nou mooi, daar is nie 'n gawe van daai 20 wat al soveel verdeeldheid binne in die kerk van die Here Jesus gebring het, as die spreek in tale. Want jy's minder geestelik as wat ek is. En weet jy wat bring geestelike, die spreek in tale as jy dit nie kan doen nie? Dit bring geestelike hoogmoed hier binnekant. Ek gaan dit vir jou wys. Daar's 6 gevaartekens as dit kom by die spreek in tale. So ek is geesteliker as jy en ek is beter as jy. En wat dit taal het nog net die kerk van die Here Jesus nog nooit goed gedoen nie, nee, nog net verdeeldheid gebruik. Net verdeeldheid. Jammer ek moet dit vir jou sê, maar dis waar. En God hou jou en my verantwoordelik vir die manier waarop ons elkeen van daai 20 gawes gebruik. Nou kom Paulus in 2 Korintiërs, jy moet dit gaan lees, hoofstuk 12. Ek wens ek het nou vanaand tyd, maar ek gaan jou dit verduidelik. Waar hy kom van vers 14 af tot 21, nou verduidelik hy, hoe lyk die kerk van die Here Jesus. Nee, jy moet nou mooi kyk. Jy moet nou mooi hoor. Hy sê die kerk van die Here Jesus is 'n liggaam. Hier is 'n liggaam hier voor jou. Hy het 2 arms, hy het 2 voete, hy het 'n kop. Dis 'n liggaam. Hy sê hierdie arm is nie belangriker as daai arm nie. Al het hy meer krag as my linkerarm, want hy doen meer my regterarm. Die been is nie belangriker as die arm nie, en die kop is nie belangriker as die voete nie, 'n liggaam, nee. Hy sê dit. Paulus sê dit. Dan sê hy, elke lid het 'n unieke funksie. Elke lid van hierdie liggaam het 'n unieke funksie. Hierdie hand weet wat om te doen, hierdie voet weet wat om te doen. Hierdie is nie belangriker as hierdie, maar almal werk saam, nee. Nou dink hoe lyk die liggaam van die Here Jesus. Ek het gedink, ek dink nie daar's 'n gebrekliker figuur, want almal wil die mond wees. 'n Liggaam wat bestaan uit die mond, want almal wil tale praat. Hoor hoe mooi. Ons is 'n liggaam. En die liggaam bestaan uit dele, uit verskillende lede. Nie een is belang. Nou wat doen ons in die kerk? As ek tale praat. Broer, praat jy taal? Het jy al tale gepraat? Ek wil net vir jou sê, jy is minder geestelik as wat ek is. Al sê ek het nie, my houding wys. En ons maak van die kerk van die Here Jesus is almal die mond. Dis nie waar nie. Sien word dit gesê vandag nie. Wat is die doel van die gawes? Voordat ek by al hierdie dinge kom nie. Paulus sê om die gelowiges toe te rus. Sien jy? Van geestelike gawes. Broer, jy het daai gawe en jy daai gawe en om die liggaam van die Here Jesus op toe te rus. Hoekom? Vir diens. Gaan oor die liggaam. Gaan nie oor my nie.
gaan oor die liggaam, gaan oor die kerk om die kerk op te bou. Dis hoekom daar verskillende gawes is. Daar's predikante, daar's evangeliste, noem hulle maar. Almal om die liggaam van Christus. Nou kom ek by die sprekende tale. Ons beklemtoon dit vandag in die kerk. Dit het nou 'n onderwerp, as dit nie, ja vriende, hy het sulke fases wat hy kom. As dit nie werk nie, dan begin ons maar weer met 'n ander ding. Ons begin roer, die pot kook en maak mense al hoe meer onrustig. Die sprekende tale word nie gekoppel as 'n bewys. Jy kan dit nooit koppel as 'n teken of 'n bewys dat daardie persoon enigstens vervul is met God se Heilige Gees. Jy moet die vrug dra. Jesus het gesê, die vrug sal vir my wys of daai man of daai vrou vervul is. Die tale nie die gawes nie. Kyk nou, baie interessant, ek wil jou ietsie wys. Onthou, as die Bybel hier sê ietsie, dan moet ons hom deurtrek. Die Bybel moet homself verklaar, nie? Ek het vir jou gewys in Handelinge 2, begryp hulle in Handelinge 2, en almal is vervul met die Heilige Gees, en toe praat hulle in tale. Ek wil net hierdie woordjie vervul. Weer kyk nou vir my, bly nou saam met my, dan kyk jy of dit nou waar is. Kyk nou daar in Handelinge 4. Ek wil dit nie op die bord gooi nie. Ek wil hê, jy moet nou self dit sien. Jy vat nou net hierdie woordjie vervul. Vat net hierdie woordjie vervul, nê. En hoor nou mooi. Hoofstuk 4 vers 8. Daarom sê Petrus, wat sê Handelinge 2 vers 4? Hulle is vervul en toe praat hulle tale. Hoor nou mooi, onthou ons moet hom nou deurtrek. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor die wêreld. Nou hoekom vervul staan daar nou nie hierdie woorde? Daar's geen verwysing na die praat in tale nadat hy en Petrus vervul met die Heilige Gees. Hoor jy wat ek vir u sê? Kan ek vir nog een wys? In Lukas 1 vers 15 word daar verwys na Johannes die Doper. Kyk gou daar. Kyk gou wat staan daar. Lukas 1 vers 15. Ek gaan nou nader kom, ek wys net vir jou 'n paar interessanthede. Want hy, Johannes, sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees, en dan sal hy in tale praat. Staan dit so in jou Bybel? Hoekom lees ons in waar daar nie staan nie? Hoekom sê ons vandag vir mense, as jy vervul word, het Johannes ooit tale gepraat? Het jy al ooit gelees in die Bybel, dat Johannes vervul met die Heilige Gees, en so kan ek vir jou oor en oor menigtes voorbeelde uit die Bybel uit. Hulle het hulle ooit in 'n taal gepraat, vervul met die Heilige Gees nie. Hier's Paulus, die man wat oor hierdie dinge skryf. Hoor wat sê hy in Handelinge 9. Ek wil dit tog vir jou wys. Ek wil vir jou net wys. Onthou, dit is wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê in die vers 17. Hy sê, en Ananias, dis nou nadat hy daar op die pad van Damaskus tot bekering gekom het, en 'n lig om hom straal het, en toe stuur die Here Ananias na Saulus toe, wat Paulus geword het. Hoor nou mooi. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En toe het Paulus tale gepraat. Staan daar dit? Kom lees ons in die Bybel wat daar nie is staan nie. Kom maak ons dit 'n leerstelling om vir mense te sê, en weet jy wat, mense soek vriende, en hulle kom uit en hulle wil vervul word met die Heilige Gees, en hulle soek regtig die Here in opregtheid, maar daar kom nie 'n taal daarmee gepaard nie, omdat dit nie in die Bybel staan nie. Nêrens is die sprekende tale 'n bewys dat ek en jy vervul word met die Heilige Gees nie. Wat wil ek vir u sê? Die sprekende tale kan nie gebruik word as 'n bewys dat iemand
hy of sy vervul is, of word met die Heilige Gees. Nou gaan ons kom, wat is die taak, wat is die doel, behalwe dat ek nou vir jou 1 Korintiërs 12 gesê het, wat is die doel? Kyk nou mooi, hier is die definisie van tale. Om in tale te spreek beteken, die Heilige Gees stel iemand in staat, om in 'n egte bestaande taal, daai woordjie egte bestaande, dit voldoen aan die kenmerke waaraan 'n taal, daar sekere kenmerke wat 'n bestaande taal aan moet voldoen. Die Heilige Gees stel daai persoon in staat om in 'n egte, nie daai goed nie, egte bestaande taal te praat wat hy of sy nooit voorheen geleer het nie. Kan jy dink 19 verskillende mense staan op Pinksterdag daar, Petrus staan eenvoudig, hy's 'n ou visserman, wat weet hy van Engels af, wat weet hy? As die Here my iewers teer moet stuur en hy sê ek wil nou, hoor gemooi, en ek hoor in my hart, hy sê praat met hierdie persoon. En in my gebroke Engels sal ek die weg van saligheid met hom duidelik maak, en hy is miskien 'n Duitser, en ek praat met hom en hoor gemooi, die Heilige Gees translate dit vir hom dat hy kan verstaan die weg tot saligheid. Hy stel my in staat, daar's 'n mooi woord, hy gee my die vermoë. As dit kom by die evangelie, hy verstaan dit. Al is dit in eenvoudig taal, hy verstaan dit. En hoor nou mooi, elke keer, jy kan maar die boek Handelinge deurlees, as hulle in tale gepraat het, was daar 2 dinge wat jy dadelik kan saamlees. Daar gee ek weer 2 voorbeelde. In Handelinge 2 vers 11, hulle praat oor die groot dade van God. Hoor ons hulle praat oor die groot weldade wat God aan my siel gedoen het. Waaroor gaan tale vandag? Geestelike hoogmoed. Ek het al gewonder, en jy gaan dit sien, ek het al gewonder, hierdie talepraters, of hulle al ooit met iemand oor Jesus gepraat het. Ek wonder of 'n taleprater al ooit iemand na die Here Jesus toe gelei het. Ek het gewonder, ek is vanaand met jou eerlik. Handelinge 10 vers 46 sê, hulle het tale gepraat, hoor mooi, blaai gou saam met my, so ek is so bang jy dink ek praat nie die waarheid nie. Ek wil vir jou wys, dit staan in God se woord, Handelinge 10, my Bybel is daar oop, vers 46. Kyk wat staan daar. Hy sê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. En God groot maak, hulle hoor. Hoor jy dit? Hoor jy waaroor gaan dit? Dis die inhoud wat die Here aan my siel gedoen het. En hoe maak ek hom groot? Daar sê ek vir jou, kyk daai woordjie, met die doel, nie as 'n teken vir die gelowiges, maar vir met ander woorde, die tale word gegee om die ongelowiges, God groot te maak, vir hom dankie te sê vir Jesus, die evangelie van Jesus te verkondig, sodat die ongelowige bereik kan word en vir Jesus gewen kan word. Sien waaroor gaan tale? Wat het die kerk daarvan gemaak vandag? As jy nie tale praat, as jy nie gees vervuld is, jy sal ook nie hemel toe kom. Hier sê ek dit vanaand vir jou. Ek het daar baie gewonder. Dan hoor ek hoe mense tale praat. Ek noem hulle sommer al die talepraters. Ek wonder of hulle al ooit met hulle buurman oor Jesus gepraat het. Ek wonder of hulle al ooit met iemand wat saam met hulle werk oor Jesus gepraat het, maar hulle praat so dat taal in die kerk. Ek wonder, het hulle al ooit iemand na Jesus toe gelei? Ek is 'n taleprater. En nou wil ek vanavond vir jou sê of jy dit geweet het of nie. Ons is in 2025. Tale was net vir 'n sekere Nuwe Testamentiese tydperk gewees. Mooi hoor wat ek vir jou sê. Kan dit nou vir jou bewys. Tale was net nadat die Heilige Gees uitgestort is, die evangelie moet nou sy vrye loop kry, Jerusalem, Samaria, Judea en in uiterstes van die aarde, het Jesus gesê. En nou moet hierdie evangelie verkondig word aan alle nasies, tale en volke. En wat gaan gebeur? Net vir daai tydperk. Net vir die Nuwe Testamentiese tydperk. Hy's laag aan die skaal wat gegee word vir die taal, en ons maak dit vandag nommer 1 evangelie. Was net vir 'n sekere tydperk.
Die Nuwe Testamentiese tydperk, het jy dit geweet? Nou in die Griekse taal vind jy twee woordjies, daar sê, ek wil dit nie probeer uitspreek nie, glossa, en die ander is dialectos. En altyd daai woorde word gebruik wanneer daar na tale verwys word in die boek Handelinge. Daai woordjies verskil in die boek 1 Korintiërs. Ek wys jou vanaand uit die boek Handelinge uit, want ek gaan nou vir jou 'n paar verse gee. So daai twee woordjies, as hy in die Griekse taal gebruik word, dan weet jy, dit verwys nou na 'n egte, erkende, bestaande taal. So hy voldoen aan die kenmerke waaraan 'n taal moet voldoen. Nou Handelinge is bekende tale, en ek sê vanaand vir jou, Korintiërs taal is brabbeltaal. Net daai persoon weet wat hy uitbrabbel. Dit mag geen sin maak nie. En ek sê weer, daar's 'n tolk nodig gewees. Boek Handelinge was nie 'n tolk nodig gewees nie. Nou hierdie twee woordjies leer vir ons dat egte bestaande tale is wat in die wêreld gepraat word. So as jy daarvan af kom, het jy geweet, dis sy taal, hy kom uit daai plek uit, dis die taal wat hy praat. So was 'n erkende, bekende taal, nee. So dit bestaan, besit al die eienskappe wat daai taal moet uitmaak. Daai twee woorde, hoor nou mooi, hulle ry hierdie teks bloot. Handelinge 16 vers 17, en jy gaan in tale praat, in 'n ander taal praat. Hoor gou mooi. Daai woordjie wat daar gebruik word, ander tale, is daai eerste woord wat in Grieks gebruik word, glossa. Daai beteken 'n nuwe taal. Jy weet, dis nou in Handelinge 16. Nou dat Handelinge gaan oor, jy het nou die Here Jesus, Markus, hoor by Handelinge Markus 16, jy het nou die Here Jesus gevind, en daar's blydskap, hoor gemooi, wanneer 'n mens weergebore word, kan ek dit, hierdie woord gou vir jou mooi verduidelik, Handelinge 16 vers 17, nee. Wanneer 'n mens weergebore word, begin jy 'n ander taal praat. Jy praat nie meer soos voorheen nie. As jy 'n vloeker was, het jy ophou vloek. Jy het 'n nuwe taal aangeleer. Saam met wedergeboorte, sien jy wat lees ons wat daar nie staan nie. Gaan lees dit Handelinge 16. Jy sal op slange trap en jy hoor gemooi, ek wil jou in 'n slangpark kan neersit waar pofaders is en mambas, dan kyk jy of jy daarop sal trap. Nou sê mense ons moet dit letterlik gaan doen. Hoor gemooi, jy moet kyk wat die Bybel sê. Wanneer 'n mens by Jesus uitkom, daai slange verwys ook, kan na jou na vyande verwys. Jy moet mooi kyk wat daar staan. Ander tale. In Handelinge 2 kom daai woordjie weer voor. Dialectos, bekende taal. So daar's 'n geweldige groot verskil uit Handelinge en die boek Korintiërs. Ek wil hê jy moet dit baie mooi onthou. Nou, ek gaan vir jou 'n paar van hierdie verskille gee. Hoekom ek so sê? Ek sê weer vir jou, jy moet mooi kyk, by Pinksterdag was daar geen tolk nodig vir 'n uitleg nie. Wat sê Paulus? As iemand in 'n taal in 1 Korintiërs 14 praat, moet daar jy moet die woordjie omkring. Snaaks as iemand in tale praat, dan vlieg daar 3 of 4 mense op. 5, 6. Wat is Dan moet uitleg wees. So as daar 2 mense opstaan, dis wat die Bybel sê nie. Dan moet iemand wees wat dit net bevestig. In die boek Korintiërs moes daar iemand wees as daar 'n taal gepraat was. Hier was geen tale nodig vir Petrus nie, maar hier moes iemand dit sê en verduidelik wat daai man nou gesê het. Kyk gou mooi. Ek wil gou weer 'n paar dinge wys. In Markus 16 vers 17 vind ons die enigste verwysing in die hele 4 evangelies na die sprekingtaal. Ek wil vir jou 'n bietjie ek gee vir jou naam net vir jou inligting. Ek gaan nog dieper. As die skole begin daai Sondag gaan ek nog dieper vir jou wys. Ek wil net vir jou bolangs wys. Net vir jou wys. As dit so belangrik was, sodat in elke Nuwe Testamentiese boek staan het en selfs ook in die boek Openbaring. Want die boek Openbaring is Jesus se laaste woord aan die kerk. Ag, praat tog net tale. Sou jy dit gesê het? Het jy dit gesê? Dit was nie van belangrik nie. Uit 4 evangelies is daar 'n enkele vers in Markus 16 vers 17 waar daar die woord voorkom, ander tale. Dan moet ons dit soek dit. Hoekom is dit belangrik as dit nie voorkom nie? Daar's 3 verwysings in die hele boek Handelinge, net 3. Daar's hulle. Na tale.
Hierdie een is vir Jode, daai een is vir heidene, en daar gaan hy nog verder. Samaria, Judea, Samaria, uiterstes. Ja, evangelie. Al 3 verwysings is daar. Daar word nie na die spreekentale in een van die 21 ander briewe in die Nuwe Testament verwys nie, behalwe in 1 Korintiërs hoofstuk 12 en 14. Paulus. Ek dink as Paulus geweet het wat sy hel dit sal ontkeet in 20-25 tale binne in die kerk, sou hy nie glad eers daai hoofstuk geskryf het. Maar vanaand wil iets wys. Jy moet jou maar self weet. 21 briewe, nêrens behalwe 1 Korintiërs 12, 13 en 14, eintlik hoofstuk 14. Is dit dan so belangrik? Hoekom maak die kerk dit so belangrik? Hoekom koppel ons soveel waarde daaraan? Hoekom soek mense hierdie gawe as dit nie so belangrik is in die Bybel nie? Daar's geen verwysing na die boek in die boek van Openbaring na die spreekentale nie, glad nie. Wat baie insiggewend is die feit dat in Romeine, Efesiërs en Petrus waar daar oor al hierdie geestelike gawes, al hierdie 20 gepraat word, dat daar enigstens verwys word. En daai drie, jy moet mooi hoor, in die lys wat daar genoem word, op 3 plekke word daar glad nie eens genoem, dit was maar net op 1 lys, waar dit, ek wil amper sê per ongeluk genoem was. Maar hierdie 3 was dit glad nie eens genoem. Dit kom nie eers in die lys voor die man, iewers in die spreekentale nie. Die spreekentale word slegs in die gemeente van Korinte, jy moet nou mooi sit, jy gaan nou nie daarvan hou nie, maar kyk maar wat ek wil sê. Word slegs in die gemeente van Korinte gevind. En Paulus beskryf hierdie gemeente in Korinte, wat dit doen, wat dit toepas, wat dit wat dit beoefen. Hy noem daai gemeente vleeslik. Hoor wat sê in 1 Korintiërs 3 vers 1, maar broeders, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslik, hoe hy nou kom 'n komma, soos met babietjies. Sê dit vir iets? 1 Korintiërs 3 vers 1, maar broeders, ek kon nie met julle praat soos met geestelike. En daai gemeente, hy noem sy hierdie gemeente, hy sê, dit is die enigste gemeente van hom. Die Roomgemeente was Efesiërs, snaaks, daar kom die tale voor nie. Die geestelikste gemeente is die boek wat jy vind, die boek Efese en Kolossense, nooit daarna verwys nie. Hy skryf aan hierdie gemeente, hy sê, jong, daar is soveel probleme by julle, en onder andere is julle nog vleeslik, en onder andere is julle nog klein kindertjies in die Here. So wat wil hy sê? Hy sê, in hierdie gemeente word dit gesoek, waar daar vleeslikheid is, waar hulle babietjies is, en dis waarna julle jaag. Onvolwasse gemeente, 'n gemeente vol probleme. En ek skryf daar onder heelmatighede, jy moet dit gaan lees, die boek 1 Korintiërs. Ja, daai gemeente, vriende, as hulle net klaar is met hierdie ding, dan begin hulle weer met hofsaak. As hulle net weer, dat is altyd nog iets. Kan ek gou vir jou net 6 gevaar, dis 5:07, ek wil dit net vir jou noem. Wat is 'n gevaarteken? Is iets waarop ek en jy moet bedag wees. Ons moet weet, dit hou vir jou gevaar in. En nou wys ek vir jou hierdie gevaarteken om vir jou vanaand te waarsku. Want ek is nog bo die boogrond, voordat ek dieper gaan. Hier is die eerste gevaarlig. Kan ek vir jou wys? Een van die grootste gevare wat daar is dat sommige mense die ervaring in die spreek van tale sien as 'n kort pad na geestelike krag en volwassenheid. Hoor jy wat ek wil sê? Hulle soek 'n kort pad. 'n Kort pad. Na geestelike krag en volwassenheid. Hoor gou mooi, geestelike krag lê in 'n skoon en 'n rein lewe. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Nie tale praat. Wanneer die Heilige Gees, dit beteken wanneer jou hart gereinig is en vervul is met die Heilige Gees. Jy moet eers 'n kind van die Here wees, en dan deur as die Here kom reinig my hart, kom vul my, dit gaan gepaard met geestelike krag.
En jy raak geestelik volwasse, omdat jy daar 'n pad met die Here loop, en die Here neem jou deur sekere dinge. Maar mense gebruik die spreekentale as 'n kort pad. Hoor gou mooi, in die geestelike lewe is daar nie 'n kort pad, 'n krag nie. As jy geestelike krag, daai lê in jou verhouding met die Here. Daai lê in hoeveel tyd jy met die woord spandeer. Daai hoeveel tyd jy met Jesus spandeer. Daar's nie 'n kort pad nie. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Ek sê altyd, ek hou net iemand se lewe dop. Jy kan Sondag by die kerk in tale praat, jy praat dit deur die week net op 'n ander manier. Plaas net jou onderdruk. Dat die druk net so kom, dan hoor jy praat mense deur die week ander tale. Dan wonder jy, is dit die man wat nou Sondag tale gepraat het? Is dit die vrou? Plaas hom net so onderdruk. Daar kom 'n ander taal uit. Vloektaal. Maar Sondag staan hy binne in die kerk. Teken van gees van 'n praat uit. Daar's geen kortpad na geestelike krag. As jy geestelike krag soek, die Gewer, die Heilige Gees. Soek hom. Die tweede gevaarteken het ek gesê, dit lei tot geestelike hoogmoed. Kyk maar na diegene. Dit is asof hulle so oor die hoogtyd met jou praat. Het jy al 'n taal gepraat? Broer, praat jy taal? Het jy al 'n taal? Ken jy dit? Maak net vir my so. Maak vir my so. Hulle dink hulle is beter en meer geestelik as die ander wat dit nie ontvang het nie. Hoor gemooi, die grond voor die kruis is gelyk. Jy nou tale praat en of jy nie in tale praat, is gelyk. Van oor jou verhouding met Jesus. Weer die derde gevaarteken wys in ongebalanseerdheid. Gaan kyk maar daar die sulke se lewe. Geestelik ongebalanseerd. Kan ek vir jou sê hoekom? Wil jy net een ding uitlig? Baie keer daai persoon wat daai gawe ervaar het, word heeltemal deur daai ervaring en ondervinding so geabsorbeer, wil ek die woord nê. En hulle raak so besig daarmee. Dis al waaroor hulle praat. Hulle praat nie meer oor Jesus nie, hulle praat nie meer oor die bloed nie, hulle praat oor hierdie, ek het in tale gepraat. Ek wil net vir jou vertel. En weet jy wat doen hulle? Kyk nou die gevaar. Dit raak hulle kernfokus. En nou, ek wil vir 'n skokkende ding sê, dat as hulle eers daar gekom het, het hulle gewoonlik geen belangstelling in evangelisasie nie. Weet jy wat beteken evangelisasie? Om iemand anders na die Here toe te lei. Dit gaan net oor hierdie gawe en hierdie tale spreek. Nog nooit iemand anders gepraat oor Jesus nie. Hulle het daarby vasgesteek. Kyk nou mooi. Hulle wag tot ek en jy iemand na die Here Jesus toe lei. Dan vat hulle nuwe bekeerlinge hardop hulle agter jou aan. Broer, as jy waarlik gered wil wees, as jy wil sê jy is waarlik 'n kind van die Here en om geestelik te wil groei, jy moet in 'n taal praat. Abnormaal. Hoor wat ek sê, ek noem dit ongebalanseerd in hul geestelike lewe. Dit is altyd so agteraf. Jy leer hierdie persoon, praat met hom. Nou moet jy vir die Here dankie sê vir Jesus. Jy moet hom dankie sê vir sy bloed, dat hy jou sondes weggewas. Hierdie ou hardop so, hy kom soos Nikodemus in die nag. En hy kom praat, hoor jy, taal, as jy geestelik wil groei. Wie wil nie geestelik groei nie? Ek wil geestelik groei, en jy? Nee, jy moet daar net 'n taal praat, man. Nou soek ek nie meer Jesus nie. Nou soek ek het nou hierdie gawe. En dan raak later so moedeloos hierdie bekeerling in hul geestelike lewe, dat hulle later alles oorhoor, nee, dis nie vir my nie. Hier kom ene. Vervals. Hierdie ding word baie keer, hierdie taal, net om 'n taal te praat, dit word nageboots. Ek kan vir jou sê, hoe word daar geleer om in tale te praat? Want hierdie gemeente nooit bootsal aan dit nie. Jy leer 'n rympie. En die gevaar is, jy maak jou oop. Jy maak jou mind oop, verskoon die Engels, jy maak jou hart oop, jy maak jou hele wese oop. Jy maak jou en jy begin hierdie rympie. Maar jy jou oorgee. Dis 'n rympie. Ek kan vir jou vanaand sê, dis 'n paar woorde, dis nie meer as 6 nie wat jy net so. Ek gaan later 'n taal praat, maar dis nie jy wat praat, jy gaan dit vir jou wys wie daaroor praat. Die slim manne sê daar's drie groepe. Ek gaan net nou vanaand vir jou noem. Maar hulle sê dit wat in die kerk van die Here Jesus vandag
toegepas word, is die derde, die gevaarlikste een. Hoor gou mooi, wanneer jy jou oopmaak, kan enigiets van jou besit nie. Hier is die, hoeveelste noem ek nou, 5 ene. Daai taalkwessie het al baie verdeling. Die kerk van die Here Jesus is verdeel. Sien, wat doen die duiwel? Sien, waarmee is die duiwel besig? Hoor gou mooi. Is interessant, as Paulus kom en hy sê, ek het dit nooit nagelaat om die hele evangelie van Jesus aan julle te verkondig nie. Het hy nooit hierdie dinge genoem nie. Gaan lees dit in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ek het dit nooit nagelaat. Wat is die evangelie? Jesus het gesterwe, hy's begrawe en het opgestaan. Dis die evangelie. Maar so 'n verdeling het plaasgevind. In 1 Korintiërs dat Paulus 3 hoofstukke breedvoerig moet vat. Hy vat 3 hoofstukke, net om oor tale te praat. Om net vir hulle te sê, dis die minste waaroor jy bekommerd hoef te wees. 3 hoofstukke. Dink nou het gepraat oor geesvervulling 3 hoofstukke. Hy vat 3 hoofstukke. Nommer 6, die spreek in tale is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Dis 'n gawe. Daar's 'n verskil tussen gawes en die vrug. Jy moet dit weet. Die vrug kom in Galasiërs 5 vers 22, 23 en 24. Vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, dan noem hy al 9 dinge daarop. Die gawes van die Heilige Gees, sê 1 Korintiërs 12 vers 11, hy gee aan wie hy wil en soos hy wil. Wonderlik nie. Here, ek wil graag met hierdie persoon praat oor die Here Jesus. Ek wil hom graag na die Jesus toe lei, maar ek hoor hy praat. Ek is miskien daar in Duitsland, ek moet daar 'n konferensie bywoon en ek wil graag met iemand praat. Ek kan nie Duits praat nie. Maar Here, sal U vir my help. Ek gaan dit nou gebroke Engels probeer om met hierdie persoon die weg. Weet jy wat gebeur? Hy stel my in staat, hy gee my die vermoë. Want waaroor gaan dit? Oor iemand wat moet getuig oor die groot weldade wat God aan my siel gedoen het, want hy moet God groot maak. Is dit wonderlik nie? Dis 5:07, ek het nog eers by Handelinge 2 gekom. Ek sal, as die Here nie kom nie, sal ek met Handelinge 2 vir jou voor. Is dit nie wonderlik hierdie dinge nie? Wys dit met my. Ons lees in die Bybel wat daar nie staan nie, en ons maak van dit wat in die Bybel nie staan nie, maak ons die grootste verskoning. Ek weet dit is nie mooi kans van taal nie. Ons maak dit die grootste issue. En dit gebruik die duiwel om ons terug te hou. En ons soek dit, in plaas daarvan om Jesus te soek, om die Gewer te soek, om die Heilige Gees te soek, nie, om net in hierdie verhouding met hom te kom. Wonderlik. Het jy iets geleer vanaand? Kan ek hierdie groep vra? Het jy iets geleer? Enige vrae wat jy my wil vra, ek studeer maar nog steeds. En as daar vrae is, vra my. Dis welkom. As daar iets onseker is, iets wat ek miskien gesê het, as jy dit wil hê, jy sê dit vir my, ek stuur dit vir u, ek e-pos dit vir u. Ek wil hê jy moet ingelig wees wat die woord sê. Ek wil hê jy moet weet, wat sê God woord? As iemand wil kom en sê, kyk gou wat sê die Bybel, wat bedoel die Bybel dan hierby? Handelinge, ek het dit nou vir jou gewys, Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul in taal, maar hoor gou maar, hier kom die woordjie, dieselfde woord, die Griekse woord vir vervul, wat in Handelinge 2 vers 4 voorkom, kom ook hier voor, hoekom is daar nie na dit gestaan, en hulle het ook in tale gepraat. Want ons moet mos die Bybel dwarsleef trek, wat hier reg is ons daar ook reg. Sien ons, ek sê vir Annie, soos wat mens, as jy met water oor lees, en jy lees oralste water in die Bybel in, so kan jy met tale bril ook lees, en jy sien oralste in die spreek in tale. Hoor gou mooi? Vra die Heilige Gees, as jy gedeelte lees, Here, wat staan hier werklik? Kom breek dit vir my oop. Ek wil vanaand vir jou sê, sorg in jou verhouding, dat jy naby die Here Jesus bly. Dat hierdie dinge jou nie sal wegtrek, of dat dit jou fokus, jou kern fokus, maar dat dit Jesus en hy alleen sal wees. Wonderlik nie. Miskien iemand 'n vraag? Dankie dat daar nie vrae is nie.
Het iets geleer, ek het nie hier 'n groep gevra nie. Ek nie. Iets geleer. Wonderlik die Bybel, né? As daar 'n vraag is en jy het nie vanaand vrymoedigheid om my te vra nie, jy stuur my 'n WhatsApp enige tyd. Ek wil graag weet, dit is my belangrik. Bly by die evangelie van Jesus Christus. Niks minder, niks meer nie. Hoekom sou Jesus tussen hemel en aarde hang het om die volle prys te betaal? Ek vra my baie keer hierdie vraag af. As hy vir die man aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat het daai arme man geweet? Hy het niks geweet nie. Kan ek vir u nog 5 minute vra? Ek wil vir u 'n lied speel. Gisteroggend het hierdie lied my hart so getref en geraak toe ons manne na hierdie lied luister aan die einde. En ek wil hierdie sessie afsluit. Ek noem dit 'n sessie. Ek het nou nie vanaand so regtig gepreek nie. Ek het net die Bybel met jou deel. Maar ek hoor hierdie lied. Wat sing hierdie man en waaroor dit vir hom gaan, en dis waaroor dit vir jou en jou geestelike lewe moet gaan. Gerard, sit met die ligte af as jy dit speel asseblief. Baie dankie. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry.
Baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om U te mag ken. Ja, Here, in Jesaja 6 begin Jesaja en hy beskryf vir U op die troon. En hy sê, en die serafs het voor hom neergebuig en uitgeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. As ek in Openbaring lees, die engele, as ek lees van die ouderlinge, dan sien ek dat hulle voor U buig, heilig, heilig. Dis die God met wie ons te doen het. Heilig. En dan kom Petrus, dan skryf hy dit in 1 Petrus 1 vers 15. Wees heilig, want ek is heilig. Soek dit. Soek na 'n heilige lewenswandel. Soek na daardie lewe om daar in sy teenwoordigheid, in die allerheiligste, daar te mag lewe. Ons het met 'n heilige God te doen. Dankie daarvoor. Dankie dat hierdie heilige God sy heilige gees na hierdie aarde gestuur het om ons te maak soos wat sy seun is, om gelykvormig te wees. Romeine 8:29 sê dat ons gelykvormig gemaak kan word, gelykvormig kan wees. Johannes sê dit in Johannes 2, as hy kom, as Jesus op die wolke kom, dan sal ons aan hom gelyk wees. Here, dankie vir daardie proses. Help ons om nie ander dinge te soek nie, maar dat ons Jesus sal soek en dat ons die Heilige Gees toe te laat, dat ons meer en meer gemaak kan word. Hy som dit so mooi op Johannes, hy sê in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Help ons gemeente, Here, help ons, dat ons nooit in die struik sal val nie. En Jesus het gesê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, maar dat ons in hierdie verhouding met U sal staan. Dankie daarvoor, wees U die naprediker. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. With every thought and every word, with every